Broeders en susters, ek lees daar in Filippense die 3de hoofstuk, lees ek daar in die 15de vers, hierdie baie kort, maar soveel insluitende woord van die apostel. Laat ons so gesind wees. Laat ons so gesind wees. Laat ons so. Ek preek amper vanaand die hele aand, wil ek met u praat oor so. Laat ons so gesind wees. As ek na iets verlang, tyd aan die woord van die Here Jesus, in Matteus 6, vers 19, waar die Heiland sê, moenie dat hierdie aardse dinge jou hart vul nie. Pas op dat hierdie aarde jou hart nie in die hande kry nie. Want waar jou skat is, en nou die Engelse Bybel gebruik daar die so diep veelzeggende woord, waar jou treasure is, waar jou skat is, daar sal jou hart wees. Nou is daar 'n merkwaardige uitspraak. In Spreuke 23 vers 7 sê die woord van God, nie soos die mens hom voordoen nie, ook nie eers soos hy dink nie, nie soos ander mense van jou praat nie, maar, Spreuke 3 vers 7, soos 'n mens in jou hart bedink. En nou is dit merkwaardig in die lig van hierdie woord van die Here, dat die apostel Paulus vir u en vir my kom sê, voor hy vir ons vermaan, laat ons so gesind wees. Gee hy ons eers sy eie getuienis. En hy sê nadat hy, nou weet ons dat hy was eers 'n vervolger van die Here Jesus. Ons het ook in hierdie reeks gesien hoe dat hy tot bekering gekom het. Ons het gesien hoe dat sy hele hart uitgegaan het na sy zaligmaker en verlosser in Christus Jesus. En nou vertel hy ons in Filippense 3 op 'n watter aangrypende wyse hy sy hele lering van sy lewe gemaak het. Ons weet watter reuse suksesse hy gehad het as apostel. Ja, daar was 'n ganse ry van gemeentes wat hy nou so ver gestig het, want hy sit te skrywe nou uit die tronk in Rome aan een van daardie gemeentes wat hy gestig het nadat hy wreed geslaan was in 'n tronk in Filippi. Nie alleen met daardie groot sonde wat hy gedoen het, dat hy die gemeente van die Here vervolg het, daardie sonde wat hy nooit kon vergeet het, en wat vir homself altyd gelaat sê het, ek is die vernaamste van alle sondaars, omdat ek die gemeente van die Here vervolg het. Hy kon homself dit nooit vergewe nie. Daardie groot sonde lê agter hom. Daardie magtige reeks gemeentes lê agter hom. Daardie aangrypende stel briewe, wat sou ons in die Nuwe Testament gehad het sonder die briewe van die apostel Paulus? Al daardie dinge het nou reeds agter hom gelê. En hier kom hierdie selfe apostel en hy sê, ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na wat voor is en ek ja na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus. Laat ons so gesind wees, sê die apostel. Geliefde broeders en susters, Paulus het gejaag nie na iets wat hy nog nie gehad het nie. Paulus het 'n baie ontsaglike rykdom in die Here Jesus reeds geken. As ons sy briewe lees, dan voel 'n mens altyd dat hier is die een man met wie ek nooit vergelyk wil word nie, omdat hy so ontsaglik ryk is in Christus Jesus. 'n man wat kan gesê het, ek bestaan nie meer nie, ek het gesterwe, ek leef nie meer nie, en dit wat ek nou in die geloof lewe, dit leef ek deur die Seun van dus met sy ganse wese gevul was met Jesus Christus, en nie vir hom aangematig het, as hy sê, vir my is die lewe Christus. En tog, hierdie man kom en hy sê, ek vergeet wat agter is, en ek ja na wat voor is. Weet jy waarom? En nou moet jy luister wat voor is. Weet jy waarom? En nou moet jy luister na die sinnetjie wat ek nou gebruik. Paulus het genoeg kennis gedra. Paulus het genoeg ondervinding gehad. Paulus het genoeg belewe van die verlossing van die Here Jesus.
van die vryheid van die Here Jesus, dat hy kon geweet het, dat hy net 'n klein brokkie daarvan nog belewe. Hy het genoeg daarvan belewe om aan die kant van 'n oseaan, van kosmos, van die goddelike openbaring in Christus Jesus te staan en te weet, daar is 'n oneindige kosmos van Gods genade, eers in sy volmaakte vorm met die wederkoms van die Here Jesus belewe kan word. Hierdie man het soveel reeds van Jesus gesmaak, dat hy met andere woorde geja het na daardie ontsaglike wat hy nog nie gesmaak het nie. Weet jy wat sê dit vir u en my? Dit sê vir my, dat as kry, of as ek self so 'n mens is, as ek 'n mens kry, wat nie ywer in die geestelike dinge nie, as ek 'n mens kry wat dus geen belangstelling het nie, as ek 'n mens kry wat wel in die kerk is, maar ag, hy het geen Bybel wat hy lees nie, hy het geen binnekamer wat hy besoek nie, hy het eintlik net, hy lees nie, hy het geen binnekamer wat hy besoek nie, hy het eintlik net 'n groot las as hy so nie en dan miskien in die kerk moet kom. As ek so 'n mens kry, wat kan ek van so 'n mens dink en sê? Hoe dink jy? Weet jy wat kan ek van so 'n mens dink en sê? Ek kan van so 'n mens dink en sê, dat omdat jy nog nie eers die min van die ander grootte wat nog ongebruik is nie. My broer en suster, die mens wat koud is, wat afvallig is, die mens wat kantig 'n naam op 'n kerkboek staan, die mens wat op een of ander manier die naam wil hê dat hy tog aan die Christendom behoort, wat nie jaag, is 'n mens wat nog nooit, wat nie jaag, is 'n mens wat nog nooit vir Jesus ontmoet het nie, is 'n mens wat nog nooit gesmaak het van die goedheid van God nie, is 'n mens wat die krag van Jesus Christus nie ken nie. Hoeveel van u sit vanaand hier na my en luister? En as u vanaand waaragtig eerlik moet word, maar daardie goddelose, bose hart moet u sê, my bose siel, jy weet niks van die goddelike spreuke, van die magtige genade, van die heerlike vryheid en van die verlossing wat God in Christus Jesus vir jou uitgewerk het teen die ontsettende prys van Golgotha. Dis hierdie waarheid wat die apostel Paulus vanaand, maar ek wil hê u moet u hart oopmaak. Kind van God, moenie vanaand dink ek preek vir onbekeerde mense nie, ek preek vanaand vir Christene. En as hier onbekeerde mense is, dan moet u bekeer as u sien wat het beteken om Christen te wees. Hoor nou hier. Die eerste wat vir my tref van die apostel, is sy droefheid, luister mooi, droefheid oor die vervalsing van die geloof. Paulus het gemerk en het gehoor, daar in die tronk in Rome, het hy gehoor, dat daar in Filippi, 'n gemeente wat so na aan sy hart is, dat in daardie gemeente van die Here is daar mense wat vir hulle by die naam van die Here Jesus noem, en wat die naam vir hulle by die naam van die Here Jesus noem, en wat die naam dra, dat hulle lidmate van daardie gemeente is, maar daar het alles met hulle verkeerd gegaan, so verkeerd gegaan, dat die apostel hulle vyande van die kruis van Christus noem. Waarom noem hy hulle nie vyande van Jesus nie? Waarom noem hy hulle vyande van die kruis? Hoor hier, Christus as hy nie 'n kruis het nie. Wat is die sentrale punt in hierdie sondige wêreld? Weet jy wat is die sentrale punt in hierdie sondige wêreld? Daar die middekolletjie op Golgotha, waar God die kruis laat plant het. Ja, die duiwel het dit wel gedoen. Die kruis laat plant het. Ja, die duiwel het dit wel gedoen. Maar die duiwel was selfs hier in diens van God, waar God die kruis laat plant het. En waar God, nie die duiwel nie, hy kon het nie doen as God het nie gedoen het nie. Maar waar God sy seun gespyker het aan Golgotha's kruis, vir Jesus die Messias gemaak. Jesus van Nazareth kon nie Messias wees nie, kon nie middelaar wees nie. En daarom, as die duiwel sou gewen het in Lukas 4, daar waar hy die Here Jesus versoek het in die woestyn, as die duiwel daar sou gewen het, dat die Here Jesus op die tempel geklim het, en dat hy afgespring het, en dat hy die skare van Jerusalem en van Palestina getrek het, van hierdie wonderlike ding wat hierdie man doen. Hy het bo van die tinne van die tempel gespring, en hy het nie 'n haartjie oorgekom nie. As die Here Jesus daar deur die duiwel oorwin geword het, dat hy dit gedoen het, en dat hy die kruis van Jesus ontvlug het, dan het hy opgehou om wat te wees? Dat hy opgehou om Messias te wees, redder van hierdie wêreld. En daarom sê Paulus, ek merk dat daar is mense onder julle wat vyande van die kruis van Jesus is,
Waarom was Paulus so bedroefd daaroor dat hy sê, ek skryf dit met trane hier uit die tronk? Daardie mense in Filippi, hoewel hulle aan die gemeente behoort het vir Paulus gewys dat 2 dinge begryp hulle hoegenaamd nie. Die eerste is, daardie mense begryp nie die karakter van sonde nie. Daardie mense dink nog so wetties, dat hulle gemeen het dat hulle self vir hulle verdienstelik kan maak, en dat hulle, dat Efese 2 vers 1 sê vir ons nadruklik, die mens is dood in sy misdade totdat God vir hom lewendig gemaak het. My broer en suster, die waarheid is dat 'n mens, jy kan 'n koning wees, jy kan 'n miljonair wees, jy kan die wonderlikste boeddhis of humanist of wat ook al wees, jy kan die wonderlikste boeddhis of humanist of wat ook al wees, jy kan die voortreffelikste persoonlikheid hê of wat ook al, maar 'n mens is in jou wese 'n gevalle wese, en net 'n wonder van God kan vir jou uit daardie gevalle toestand uithaal. Net 'n wonder van God. Hier is nie een van u vanaand wat hier in hierdie gehoor sit wat minder plaasgevind het. En hier is niemand van u wat is daar nie met u 'n wonder plaasgevind het nie, wat vanaand nog 'n vyand van die kruis van Jesus Christus is, want in die kruis van Jesus Christus verklaar God dat jou toestand is so hopeloos, dat as God seun op Golgotha nie vir jou gesterf het nie, het jy geen hoop nie. Kan ons nie in hierdie armsalige, goddelose wêreld, hierdie wêreld met sy geld, met sy verwarring, met sy hongersnood, met sy moord en sy doodslag, kan u nie sien dat ons is besig om aan te storm op die oordeelsdag, ja ook in Suid-Afrika en ook in Afrika en binne in die VVO, aan te storm na die hel, omdat ons nie 'n begrip het van die gevalle toestand van elke mensekind gebore uit Adam en Eva. Vyande van die kruis beteken jy weet nie hoe ontsettend goddeloos jy is nie. Jy weet nie hoe verlore jy is, jy die kruis nie nodig nie. Maar daar is 'n tweede ding wat hierdie mense nie begryp nie. Paulus sê, julle begryp nie die betekenis van die kruis nie. Julle begryp nie dat juis deur hierdie akelige ou ruwe kruis, hier waar God die bloed van sy seun gestort het, hoor nou hier, die bloed van sy seun gestort het, hoor nou hier, hier het God 'n krag ontketen, wat vir die duiwel te veel is. Weet jy, dit is vir my so 'n pragtige woord, in Hebreërs 2 vers 14 en 15, ek kan daai 2 tekste nooit genoeg lees nie. Hebreërs 2 vers 14 en 15 staan daar, en omdat die kinders geneem, sodat hy, wat kan doen? Dat hy kan sterwe, om wat te doen? Om hom te oorwin, wat die mag oor die dood het, naamlik die duiwel. Hy wat die mens kan verskrik deur die dood, dat hy hom kan oorwin. Hoe? Paas Sondagmôre, toe daar die klip weggerol het en daar die graf gekyk het, en toe hulle merk dat daar die graf, die kleed waarin die dooie liggaam van Jesus gelê het, lê netjies opgevou, nie opgevrommel nie, netjies opgevou. Die sweetdoek lê daar een kant, en nou weet jy, by hierdie teks sê Luther vir my iets so aangrypend, dis vir my te pragtig. Luther gebruik hierdie ou Latynse lese van die Romeinse soldaat, Suo Gladio Jugulare, en daardie 3 Latynse woorde beteken hom deurboor met sy eie swaard. Weet jy wat was die grootste roem van 'n Romeinse soldaat? Die grootste roem van 'n Romeinse soldaat was dat hy sy vyand met sy eie swaard, met die vyand se swaard deurboor het. Suo Gladio Jugulare. Paaszondag, Jesus van Nazareth, Suo Gladio Jugulare. Jesus Christus staan op, hy toegelaat wil sy liggaam doodmaak, en hy staan op, die verreëse Christus, omdat hy op die kruis gesterf het vir 'n verlore wêreld. As jy dus die kruis nie begryp nie, dan verloor jy die enigste krag onder die son van God, wat in staat is om die mag van die duisternis te verbreek. En u wat vanaand om die mag van die duisternis te verbreek, en u wat vanaand hier sit sonder die kruis, u is op pad hel toe, u is 'n slaaf, en u het 'n ewige donker toekoms. U sê, maar ek behoort aan die op daardie kerk, ek het nou amper seker kerke se name genoem, onder andere die NG Kerk. Nee, maar ek behoort aan die kerk. Ek het eenmal huis besoek. Sy was eintlik nie vir my 'n vrou nie, sy was te gruisam, lelik, liederlik, sondig, besmeer.
En toe ek met haar praat oor haar siel op huisbesoek, weet jy wat sê sy my? My pa, jy weet nie waar ek vandaan kom nie. My pa was 30 jaar ouderlik. Wat sê Paulus hier? Wat aan die kerk van die Here Jesus, wat aan die gemeente te Filippi behoort, hy sê hier, wat op pad is na die verderf. Nie ek sê dit nie. My broer en suster, dis moontlik dat jy 20.000 kerkstoele kan opsit en 'n stukken sit, en as jy vir jou kry, dan beland jy stoelloos in 'n ewige duisternis en verderf. In 'n ewige duisternis en verderf. 'n Mens kan aan die kerk behoort en in die hel beland. Inteendeel, Gods woord waarsku dit. Matteus 25 vers 10 tot 13 sê die Here, daar sal in die dag van sy wederkoms sal daar mense wees wat kamptig uit agterna met hulle ou lampies aangedraaf kom, en dan sal die Here Jesus sê, maar ek het julle nooit geken nie. Daar sal predikante wees, in Matteus 7 vers 21 tot 23, Here, maar ons het in U naam groot dade gedoen. Ek was 'n lid van die Wêreldraad van Kerke, ek het wonderlike besluite geneem. Ag, ek het gestem vir groot somme geld vir die terroriste, en ek het gestem vir groot somme geld, Here, vir humanistiese werksamehede, vir die hongeriges in Indië en waar ook al. Nou sê die Here Jesus, en daar kom 'n dag wat ek sal sê, maar ek het julle nooit geken nie. Die moontlikheid is dat jy 'n ontsettende bedrywige kerkmens kan wees, maar dat jy nog nooit by die kruis van Jesus Christus gekom het nie. Daarom sê Paulus, julle is vyande van die daarom sê Paulus, julle is vyande van die kruis, omdat julle weier die reddingsweg van God. Julle sê dit is te vernederend, en julle weier om die plek in te neem. We cannot move away, sê 'n groot sielkundige van ons dag. We cannot move away from what we are until we thoroughly accept. Ek kan nie wegkom van my sondaar toestand. Ek kan nie wegkom van my verlore toestand. Ek kan nie wegkom van daardie verderflike toestand in my huisgesin. Ek kan nie wegkom van daardie verderflike toestand in my volkslewe as ek nie beginne waar ek is nie. We cannot move away from what we are until we thoroughly accept what we are. Broeders en susters, what we are until we thoroughly accept what we are. Broeders en susters, daarom skrywe Paulus, ek is betraande oë, skryf ek mee. Dis of my letters vaal voor my word, as ek aan mense dink, wat aan my dierbaar gemeente Filippi behoort, en ek weet, omdat hulle vyande van die kruis van Jesus, ken hulle Gods krag van verlossing nie, en is hulle op pad na die verderf. Maar ek dank God dat ek nie met hierdie boodskap moet afsluit. Ag nee, die evangelie is te heerlik daarvoor. Die tweede waarheid wat Paulus vir my in hierdie woorde mee my siel beetpak, en hy sê, wees so gesind. Mense, kinders van God, wees bedroef oor diegene wat verloor is. Wees verruk en bly oor julle belewing van die verlossing. Alles het 'n klein bietjie. Wees bly daaroor. Hy was verruk oor sy belewing van die verlossing. En soos ek gesê het, dis omdat hy reeds 'n bietjie daarvan belewe het, dis daarom wat hy gejaag het na die eintlike magtige oseaan wat in Jesus vir ons moontlik gemaak het. Wat het hy al belewe? Ek kan nie daarby stil staan nie, ek wil dit net noem. Hy het die rus van sy siel belewe. Hy die man wat self sy hande met bloed bevlek het om vrede met God te kry deur die vervolging van die gemeente van die Here. Toe hy die Here Jesus ontdek, hy, hoe pragtig sê hy hier in Filippense 3 vers 9, so dat ek voor God mag staan, nie met my verdienstlikheid nie, nie met my geregtigheid wat ek probeer uitwerk het volgens die wet nie, maar dat ek voor God mag staan in die geregtigheid van die volmaak sondelose seun van God, hy as myne. Broer en suster, is u nie miskien besig om daardie armsalige toestand vir u voor te berei, wat ek môre in Southampton gesien het, net na die Tweede Wêreldoorlog. Daar staan, ons was besig om geld in te ruil om op pad na Amerika toe, en daar staan 'n vrou skuins agter my, te ruil om op pad na Amerika toe, en daar staan 'n vrou skuins agter my, en sy net so 'n dik rol Franse franke, en daardie tyd was die ekonomiese toestand van Frankryk baie hopeloos, en die man, so 'n lang man, ek sien hom nou nog voor my, terwyl hy hier besig is om vir my te help, kyk hy oor my skouer, en hy sien daar die dame oor, are those French francs? Sy sê, yes. Hy sê, dear lady, I am very sorry to disappoint you, but they are not valid here. They are not valid here. O, geliefde, sit hier nie vanaand, ag, u reken op afkoms, en u reken op geld, en u reken op uw bankrekening, hier in 'n onsalige,
verderflike, jammerlike, droewe toestand, dat u voor God sê dat die Heiland vannacht na u toe kom, en u staan voor God, en u staan met daar die goed in uw arms, en die Heiland sal moet vir u sê, these things are not valid here, not valid here. Paulus sê, ek het rus gevind, en nou is daar 'n blydskap in my siel. Hy sê, ek het geen kommer meer, ek het geen vrees meer nie. Hy sê, en vir my is dit die beste, Filippense, hier selfe Filippense het hy geskrywe, vir my is dit verre weg die beste om ontbind te wees. Filippense 1 vers 23, dis verre weg die beste dat hulle maar my ou kop kom afkap, en dat hulle maar my ou kop kom afkap, en dat Caesar maar gou maak, en dat hy my huis te stuur. Dis verre weg die beste om my lewe hier te eindig, en met Jesus te wees. Ek het geen vrees nie, ek kan voor God gaan staan, omdat ek staan voor God, in die kleed wat sondeloos is. Dis vir my so pragtig, as die evangelie gehad, sonder naad. My geregtigheid waarin ek vanaand in hierdie preekstoel staan, loof my God. Al sterwe ek vanaand in hierdie preekstoel, loof ek God. Ek staan in 'n kleed voor God sonder naad. Daar is nie 'n engel wat kan kom wys van 'n vlek. Daar is nie 'n engel wat kan kom wys van 'n vlek. Daar is nie 'n deursienende oog van God wat kom aantoon, daar is sonde in die kleed waarin ek geklee is nie, want ek is nie geklee in my verdienstlikheid nie, ek is geklee in die geregtigheid van Jesus Christus. Ken u dit? Waarom is jy so onregverdig teenoor jou siel, jongman? Gee jou 'n kans, dat jy ten minste in oordentlike geselskap kan kom, en ek bedoel die geselskap van God in Christus Jesus. Maar Paulus het nog meer gehad. Hy het nie net belewe die vrede met God nie. Hy het ook belewe, hoor hier, hy het ook belewe die krag van God. Kyk daar die aangrypende teks. Hy sê, ek het alles as drek beskou, sodat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding, en die gemeenskap van sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hy het die krag geken. Broers en susters, en nou wil ek veral met julle ou dierbaar jong oudjies praat. Ek was ook jonk. Trouwens, ek is vanaand nog baie jonger as wat ek ooit gewees het. Maar daar was ook 'n tyd wat ek met jeugsondes moes stry. En ek sal nooit vergeet. Ek sal nooit die 13de Mei vergeet van 1918. Ek sal dit nooit in der ewigheid vergeet nie. Daardie aand was dit die eind van 'n klomp neerlae, klomp vernederinge, klomp skandes, klomp droefheid, klomp smarte. Waarom? Omdat 'n krag van, het u gesien Paulus sê hier in vers 12, hy sê ek gryp na hierdie dinge van God, nie omdat ek dit gryp nie, maar omdat ek van God gegryp is. Ek is nie so goed nie, dit is nie my hart wat so wonderlik is nie, God het my gegryp, en daarom gryp ek. Hy kon roem in die krag wat in sy binneste gekom het. En o dierbaar kinders van die Here, julle wat vanaand hier sit, en daar is 101 soorte dinge wat julle voel wat vir julle verslaaf, en wat vir julle smart, en julle wens julle kan anders wees. Waarom is julle nie anders? Waarom gebruik julle? En dis vir my so belangrik. Hy het nie net die rus belewe nie, en hy het nie net die krag belewe nie, maar hy het ook die stryd belewe. God het nie vir Paulus gevat en gered, en toe vir hom in 'n hokkie gesit en vir die duiwel gesê, nou nie jou hand aan hom nie. O nee. Ek lees in 2 Korinte 12 vers 8 en 9 dat Paulus sê, daar is 'n engel van die Satan wat my met vuiste slaan. God het toegelaat dat hierdie man, hulle het hom gegeesel, hulle het hom geslaan, en daarom sê hy, ek wil deel hê aan sy lyding. Hy was midde in die verskriklike stryd. Maar, weet jy nou wat? En ek wil nou nie vir Paulus alleen hierdie eer gee nie. Ek wil daarom ook 'n bietjie hê. Weet jy wat kry 'n mens in die midde van die stryd as jy dit in die naam van die Here Jesus stry? Weet jy wat? Elke slag wat jy deur die duiwel aangedurf word en jy bestry die duiwel, weet jy, dan leer jy ander krag of rykdom of wysheid of genade uit die Here Jesus te put. As jy seksuele moeilikheid het, waag dit om daardie seksdrif van jou na Jesus te bring as 'n gawe van God en sê, Here, sal u nie my geslagsdrifte, sal u dit nie heilig nie. As jy 'n manie vir geld het, vat daardie geld,
vat daardie gelddrif wat jy het, en Jesus sal dit heilig, en hy sal dit 'n heilige ambisie maak, en hy sal jou 'n groot rentenier van die koninkryk van God maak. Het jy moeilikheid met die rusie van jou medemens, en jy kan nie vergewe nie, en jou eie hart word verteer, vat daar die medemens en sê, Here Jesus, baie dankie vir hierdie buurman, baie dankie vir hierdie broer, baie dankie daag om vergifnis en in die gees van die Here Jesus te beoefen. Gaan met daardie goddelose buurman van jou, gaan met hom op jou knieë na die Here Jesus, en jy sal uitvind dat uit Jesus straal daar 'n klomp liefde wat jy nooit anders sou gekry het en nooit anders sou gebruik het as jy nie in daardie stryd gewikkeld gewees het. Paulus het rus geken, stryd geken, want dit is deur die stryd wat Jesus ons leer om te lewe uit sy krag en sy voorsiening. Wat 'n goddelike waarheid. Maar dit bring my by nog 'n getuienis van hierdie man. Hy was nie net bedroef oor die vervalsing van die geloof, en hy was nie net verruk oor sy belewing van Jesus Christus nie, maar hierdie man van Jesus Christus nie, maar hierdie man was besiel met 'n verwagting. Wat sê hy hier? Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser verwag, die Here Jesus Christus. Hierdie man het geweet, dat dit wat ons hier op aarde het, hoe wonderlik, soos hy daar in 2 Korinte weet, dat dit wat ons hier op aarde het, hoe wonderlik, soos hy daar in 2 Korinte 4 sê, my innerlike mens word dag na dag vernuut. Wat 'n vreugde het hierdie man geken. Tog het hy geweet, dis maar die begin, dis maar die commencement. Hy het geweet, daar kom 'n heerlike dag, soos wat hy op die Areopagus in Athene gesê het. God het 'n dag bepaal, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, Handelinge 17 vers 31, deur 'n man wat hy daartoe aangestel het, en hy daarvan bewys gegee, dat hy hom uit die dood het opgewek het. Ek wil vanaand vir u sê, u sal moet bewys dat Jesus nie uit die dood het opgestaan het nie, as u sal vir u wil laat vrys God te staan. Die feit dat God vir Jesus van Nasaret uit die dood het opgewek het, is die waarborg dat hier nie een van u is, wat nie voor die regterstoel van Jesus van Nasaret sal staan. En miskien baie gouer is wat die ding. My broer en suster, die besieling van hierdie man se verwagting, want hy het geweet, hierdie ding wat hy na hierdie man se verwagting, want hy het geweet, hierdie ding wat hy na smag, hierdie groot, heerlike, heilige, magtige verlossing waarvan hy nog so min geproe het, dat hierdie dinge sal 'n wesenlike werklikheid word. Maar dank God, as sy heiland kom, dan verwag hy hom as 'n verlosser. Weet jy, daar is 'n teks wat verskriklik in die Bybel is. En as ek na hierdie goddelose ou wêreld kyk waarin ons vandag lewe, dan verstaan ek Openbaring 6 vers 16 meer as ooit tevore. Daar staan in Openbaring 6 vers 16 dat daar sal 'n dag aanbreek waar die goddelose mensdom sal sê, berge val op ons, heuwels bedek ons voor die toren van die aangesig van die dek ons voor die toren van die aangesig van die lam van God. Dis waaragtig waar. Maar Paulus sê anders. Paulus sê, hulle wat in Jesus is, hulle wat gewillig is om hulle te vereenselwig met Jesus en sy vernedering op aarde, hulle sal nie nodig hê om met berge te praat as hy kom nie. Hulle verwag hom as die verlossing. Ek het nou net begin preek. Hoor hier, so radikaal gaan daar die verlossing wees. Ek wil hier net een teks hier lees. Hy sê, ons verwag hom, Jesus Christus, wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Paulus sê hier, nou moet jy mooi luister, ek sal stadig praat. Paulus sê hier binne in my, het 'n goddelike vernuwing begin. En ek word dag na dag vernuut. Hoewel my ou liggaam, Romeine 8 vers 10, die dood nog in hom woeker. En hier noem hy hom, my ou vernederde liggaam. En nou kom Paulus en hy sê, die liggaam. En nou kom Paulus en hy sê, die dag wanneer die Here Jesus kom, ag, dit is vir my te pragtig. Ek wil die Engelse woord wat hier gebruik word vir die vertaal van die Grieks, ek wil dit gebruik. Hy sê, when the Lord Jesus Christ will change my body, my humiliated body will change my body, volgens die vorm of his glorified body. Hoe dank ek die Here, hierdie ou liggaam wat vir my in die 70 jaar 'n huisvesting gegee het. Hierdie ou liggaam wat baie kere pyn het, hierdie ou liggaam wat verlede week nie op sy voete wou staan nie. As my heiland kom, op sy voete wou staan nie. As my heiland kom, dan gaan hierdie liggaam, soos 1 Korinte 15 van vers 44 sê, dit wat sterflik is,
moet onsterflikheid aandoen, en dit wat verganklik is, sal onverganklikheid aandoen, en my liggaam sal die heerlike fashion, die verheerlikte Jesus se liggaam, soos sy liggaam is. Hy het nie meer moes deure oopmaak nie, hy moes nie meer 'n vliegtuig vat hemel toe nie, hy was net oral met sy verheerlikte liggaam. So radikaal is dit. Ja, radikaal sal het wees met communisme, radikaal met boeddhisme, met Mosambik, radikaal met Londen, radikaal met Frankryk, radikaal met Moskou, radikaal met die antichrist, voor wie die wêreld in daardie oomblik sal bid. Radikaal. Net voordat Jezus op die wolken verskyn, sal die mensdom in hulle sondige ongeloof, sal hulle van die antichrist, Openbaring 13 sê, wie kan veg in die bees? En nou is daar vir my so'n klein stukkie humor in een van Paulus' briewe. Hy skryf in 2 Thessalonicense 2 vers 8, om wat Jezus sal vernietig deur sy verskyning. Ek lees nie eers dat die Here Jezus sal met hom praat nie. Die verskyning. Ek lees nie eers dat die Here Jezus sal met hom praat nie. Hy sal net verskyn. Wat word van die nag môreoggend as die son uitkom? Wat word van die antichrist as Jezus op die wolke verskyn? Net met sy verskyning. Radikaal. En die mooiste en die naaste vir myself is, my sal onsterflikheid aandoen en heerlikheid hê soos Jesus. Daarom het die baie beskeie en nederige Johannes geskrywe, in 1 Johannes 3 vers 1, en ons sal hom sien van aangesig tot aangesig, en ons sal hom gelyk wees. Maar dat ek afsluit. Is jy moeg? Is jy moeg? Is jy moeg? Hoekom sê jy dit nie? Laat ek net afsluit. Die laaste wat vir my tref, van hierdie aangrypende tafereel van Paulus se verlossing, van daardie geloofsroeping wat hy het. Hy sê, ek jaag, ek is besig met hierdie ding. En as ons nou vanaand vir Paulus hier aan die eind van ons reeks sou roep, en ons sal vir hom sê, Paulus, kom sê vir ons, wat beskou jy as die Christense roeping, met die oog op die wederkoms van die Here Jesus? Wat is die Christense roeping? Wederkoms van die Here Jesus. Wat is die Christense roeping? Hy sal het vir ons met soveel woorde sê. Hy sê, julle kan gaan lees in Filippense 3, ek het vir julle geskrywe. Hoekom laat roep julle my? Waarom stuur julle my 'n vliegtuigkaartjie? Ek het julle dit dan geskrywe, julle het dit daar in die brief voor julle. Hoor nou hier, kinders van God, volk van God. Nog nooit het ek u aangevoel, buitekant gemeentelike grense, soos wat ek vanmôre vir u aangevoel het, as volk van my heiland. Julle wat vroeër geen volk was nie, sê die Here vir ons, in 1 Petrus 2 vers 10, julle wat vroeër geen volk is nie, julle nou die volk van God. Ek praat vanaand so lekker uit my hart met blydskap. Paulus sê, ek jaag. Wat is my roeping, Paulus? Hy sê, die eerste is, jy moet elke dag van jou lewe ingestem wees op die grootste gebeure in die toekoms. Ag, en dan kry ek vir arme ou niks. Julle weet hy siek, nee. Dan kry ek vir hom so jammer. Hy sit nou daar in California, bloedklonte en al die goed. Weet jy wat groot, magtige uitspraak het hy gedoen? Toe Armstrong sy voet neersit op die maan, het hy onthou wat Nixon gesê het? Hy het gesê, dit is die grootste ding wat gebeur het sedert die skepping. Ag, goeie toch. Die grootste gebeure is Golgotha. En die grootste gebeure is Golgotha. En die volgende grootste gebeure, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, kyk dan op, en julle sal die seun van die mens op die wolke sien kom. Paulus sê vir u en vir my, hy sê dat die eerste roeping van 'n ware kind van God is, dat jou elke dag, kom. Die Heiland trouwens het gesê, in die uur, wanneer julle dit nie neem nie, wanneer julle soos Lot is en Noag, eet en drink en huwelik gee, dan sal die seun van die mens op die wolke kom. Heel onverwachts. Daarom sê Paulus in 1 Thessalonicense 5 vers 5, maar is nie nodig dat het vir julle hoef te oorval, soos 'n dief in die nag nie, want julle het die waarskuwing. Te oorval, soos 'n dief in die nag nie, want julle het die waarskuwing. My broer en suster, die eerste is, ek het eenmaal gehoor van 'n baie vrome man in Londen, en hy het reg oor sy kamerdeur, het hy in pragtige letters gelaat hang, dat soggens as hy na sy werk toe gaan, die laaste wat hy van sy kamer sien,
was teen daardie muur, daar die pragtige vergulde letters. En weet jy wat was daar gestaan? Net 2 woorde. Daar die vergulde letters het gesê, perhaps today. Perhaps today. En as hy perhaps het, dan gaan hy vandag sy besigheid doen, en die bewussyn, miskien vandag, kom die nuusste. Perhaps today. Dis die eerste roeping van die kind van God. Jy moet jou alledaagse besigheid en lewe inrig op die dag wat aan die kom is, so seker as die lewe. Perhaps today. Die tweede wat hy vir ons sê, perhaps today. Die tweede wat hy vir ons sê is, julle moet lewe in verwagting. Hoor nou hier, julle moet lewe in verwagting om te deel in sy verheerliking. My broer en suster, kinders van God, daar is iets uitstaande vir ons. Ek het daar oor reeds uitgewy. Uitstaande vir ons. Ek het daar oor reeds uitgewy. Jesus kom nie net om my aan my hare in die hemel in te sleep nie. Hy kom om my te maak soos hy is. Daar kom 'n dag wat ek sal deel in sy verheerliking en in sy verheerlikte opgestane liggaam. Nog meer. Ek het 'n roeping. Here Jesus sê in Matteus 24 vers 46, salig is daardie diensknegt wat as sy Heer kom, hy hom op hierdie manier sal besig vind. En watter manier? Om te ywer vir die koninkryk van God. Weet jy dat u en ek sal nie nodig gehad het om met Mosambik vandag moeilikheid te hê nie? Weet jy ons sal nie moeilikheid gehad het vandag in Afrika met veel. Weet jy ons sal nie moeilikheid gehad het vandag in Afrika met veel volkige probleme en weet nie wat al meer? As ons nie vir ons in 300 jaar in Suid-Afrika 'n koninkryk gebou het in plaas van die koninkryk van God nie. Laat ons eerlik word. Suid-Afrika, word eerlik. Jy het jou God versaak in die bou van sy koninkryk. Daarom is jy nou in die broer en suster. Die kind van God het die roeping met die oog op die wederkomsdag van die Here Jesus om hier te ywer vir die koms van die koninkryk van God. En vierde roeping wat ons het, laat ons so gesind wees, laat ons eensgesind wees. Ag, dink tog aan ons verbrokkeling. Nie alleen het ons jou waarlik rondom dieselfde geloofbelydenis, het ons jou werklik 3 Afrikaanse kerke, en dan noem ons hulle nog als susterkerke. Wat 'n stief affaring is dit. Verdeel rondom dieselfde belydenis. Dink aan die duisende een sektes. Die ene doop en die ander een het 'n Sondag en die ander een het tale en die duiwel weet wat hy alles leer. Om net een ding te doen, en dit is om verdeeldheid te werk, om die volk van God en daarmee Jesus Christus voor hierdie goddeloze wêreld te skande te maak. Hier kom Paulus en hy sê met die oog op die wederkoms van die Here Jesus, is eensgesit. En daarom geluk die Babus kerkraaslede, geluk die leraars, geluk vir julle wat in hierdie springsdae van feesviering, wat in hierdie dae op so 'n aangrypende wyse saamgewerk het. Ek is in my siel oortuig, God gaan vir u beloon. Maar ek die laaste verbroeders, verbly julle in die Here. Filippense 4, onthou dis 'n man wat die tronk geskryf het. Filippense 4 vers 4, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle in die Here. Geliefde broeders en susters, dis die moraal van die kerk van Christus. Die moraal van die kerk van die Here Jesus, van die kerk van Christus. Die moraal van die kerk van die Here Jesus, dat hy so wonderlik, so ryk, so dierbaar, so geliefd sal wees deur die kerk van die Here, dat ons in die benoudste oomblikke so verbly in die Here Jesus, dat ons eintlik onaantaslik is vir die dinge van die duiwel wat in hierdie wêreld is. Ek met 'n briefie wat 'n Duitse Finse sendling in die Tweede Wêreldoorlog geskryf het aan 'n broer van hom in Suidwes-Afrika, wat toe 'n gevangene was en wat in 'n konsentrasiekamp gesit het in Suidwes-Afrika. Jy wat skryf hy? Die briefie lê net kort en saaklik dit. Die briefie sê, wat 'n heerlike tyd lewe ons vandag aan. Dis in die wêreldoorlog. Tweede Wêreldoorlog. Wat 'n heerlike tyd lewe ons vandag in. 'n Bom het nou net my ou huisie getref. Ek en my vrou het lewendig uit die vlamme uitgekom. Maar alles wat ons deur 'n leeftyd uitgekom, maar alles wat ons deur 'n leeftyd versamel het, het alles verbrand. Wat 'n heerlike tyd om op 'n plek te kom waar jy niks anders oor het as Jesus. Het jy al iets daarvan gehoor in die lewe? Niks anders as Jesus. Maar niks anders as Jesus. Wat niks anders as Jesus. Wat 'n rykdom.
Broeders en susters, dis die moraal. En daarmee wil ek vanaand hierdie reeks afsluit. Ons is mense met 'n bestemming. Die komende Christus op die wolke. En ons moraal is, verbly julle,